Hallo my liewe mens, baie welkom saam Ben en Francis by die Braambos. En vandag wil God vir my en vir jou 'n vraag vra. 'n welbekende vraag, 'n vraag wat ons baie goed ken en wat ek persoonlik al baie gevra het. En vandag word die vraag herhaal. En ek glo in my hart, die Heilige Gees wil hê ek en jy moet weer dink voor ons hierdie vraag antwoord. So 44, 45 jaar terug, toe sit ek een aand by my meisie op die bank en ek sê vir haar, ek wil jou 'n vraag vra. En sy sê, wat? En my moed begewe my, ek sê, gaan ons Vrydag aand fliek. Ek het so 3 aande probeer, en toe die 3de aand, toe sê ek vir haar, ek wil jou 'n vraag vra, maar ek wil nie jy moet antwoord nie. Ek wil jy moet gaan dink hieroor. Ek wil jy moet gaan bid hieroor, want hierdie vraag gaan my en jou lewe ingrypend, en 'n paar ander mense, ingrypend verander. Dit gaan nooit weer dieselfde wees. Sy sê, ek beloof, ek gaan nie antwoord nie. Ek sê, oor 'n week van nou gaan ek jou dieselfde vraag vra, dan moet jy antwoord. Jy het 'n week tyd om hieroor te gaan dink. Sy sê, dis reg. Ek sê, sal jy met my trou? Sy skree, ja, ek skree, nee, jy moet gaan bid, jy moet gaan dink. Dis nie so belangrik. Is die Bybel vir jou en vir my nog die geskrewe woord van 'n lewende God? Is die Bybel nog die geskrewe woord van 'n lewende God? Voor jy soms sê amen, halleluja, ja, of ek weet nie, ek is nie seker nie. Hierdie besluit moet jou lewe verander. Moet jou gedagtegang verander, moet jou drome en jou uitsien na môre en oormôre verander. Die manier hoe jy dink, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy loop en sit en praat. As jy hierdie vraag eerlik en opreg kan antwoord, moet dit nie net jou nie, maar jou gesin en jou lewe en jou werksomstandighede, alles antwoord. Wat is die Bybel regtig vir my en vir jou? Is dit 'n werklikheid of is dit 'n fiksie? En ek wil nie jy moet uit tradisie uit antwoord, want ek het groot geword, die Bybel is die woord. Ek wil jy moet dink, wat gaan jy antwoord? Is dit regtig die woord? Besef ek en jy regtig wat dit beteken om te sê, hierdie is die woord van God? Of sê ons dit uit die mag van die gewoonte? Ek wil jy moet so 'n bietjie dink. As dit 'n fiksie was, hier is fiksieboeke ook, baie min, iewers, dink al bo, ek weet nie. Ek het baie Louis L'Amours gelees in my tyd. Cowboy boeke van Louis L'Amours. En ek wil tog vir jou vra, hierdie Louis L'Amours tydskrifte is 'n fiksie. As jy wil hierdie 'n fiksie noem, is hier baie mooie stories in, van 'n jong seun, wat 'n reus, 'n nare ou reus. Ek onthou my klein kind was baie klein, toe sê hy 'n nare ou wolf. Nou, 'n nare ou reus met 'n klip doodgegooi het. Hier is 'n verhaal in van 'n pragtige vrou, wat 'n man met lang hare verlei het, en vermoor het aan die einde van die dag, is mooi goed in.
Hier's mooi riglyne in, wat jy kan gebruik, al glo jy nie, al is dit vir jou net 'n boek. Maar liewe mens, wat dink jy regtig is hierdie? Wat dink jy van die inhoud daarvan? Is dit 'n lewende God se woord? Die woord sê in Johannes, die woord het lewend geword en onder ons kom woon, en sy naam was Jesus. Yahweh. En ek en jy moet vandag kan 'n besluit neem, en ons moet kan getuig, wat is hierdie van, maar daarom sê ek, moet nie nou soms sê, amen, ja, dis die woord van God, want dit gaan jou lewenswyse moet verander, anders te lieg jy nou vir jouself. As jy ja sou sê, beteken dit sonder om ooit weer te twyfel. As ek en jy vandag sê, ek glo, ek besef, hierdie is die geskrewe woord van God. Jesus wat lewend geword het en onder ons kom woon het, beteken dit, jy kan nie twyfel nie, want as jy twyfel, dan beteken hierdie boek vir jou niks. As jy 'n bladsy wil uitskeer, want jy hou nie van wat daar staan nie, beteken die boek vir jou niks. Dis net nog 'n boek, dis net nog 'n boek wat deur 'n paar ouens geskryf het, oor 1000 jaar, oor 18 kontinente, dis eintlik 'n merkwaardige geskrewe werk. Getuig van jou geloof in God en sy woord. Hierna, as jy sê dit, die Bybel is 'n heilige, geskrewe woord van 'n lewende God, beteken dit, jy moet getuig in jou lewe, dat jy dit glo. Ek wil vir jou lees wat sê, Psalm 191, 58, 158 tot 60. Die Psalm 191 begin, die heerlikheid van die goddelike woord. Wat is die goddelike woord? Wie Laubscher het besluit op 'n baie vroeë ouderdom in sy lewe, dat hierdie is die geskrewe woord van God. Ek het besluit, ek glo elke woord wat hier instaan. Ek verstaan nie altyd elke woord nie, maar ek glo elke woord, en as die woord sê, die klein gappievis het die vetoom ingesluk, verstaan ek dit nie, want hoe gaan daai klein visie daai groot vetoom insluk? Maar ek glo dit. Want ek glo in God, ek glo in sy seun Jesus, ek glo in die krag van die Heilige Gees. Die woord begin, hy sê, die heerlikheid van die goddelike woord. Luister wat sê die woord, luister wat sê die skrywer. Ek het diegene gesien wat trouweloos handel, en dit het my gewaag dat hulle u woord nie onderhou nie. Gewaag. Ek moet my bril opsit, dan kan ek mooi sien. Ek het diegene gesien, en as jy nou net daar waar jy is in die spieël kyk, en jy kyk om jou, en jy kyk agter jou, en jy kyk voor jou, en jy kyk na familie en vriende, sal jy sien, ek het diegene gesien wat trouweloos handel, en dit het my gewaag dat hulle u woord, die Bybel, nie onderhou nie. Dan sê hy 159, aanskou dat ek u bevele lief het. As jy sê dis die woord, moet jy sê, Jesus, God die Vader, deur die krag van die Heilige Gees, sien dat ek die woord lief het, die bevele in die woord lief het. O Here, maak my lewend na u goedmoedendheid. Maak iets in my wakker, maak hierdie dooie beenderre, hierdie onbetrokkenheid, hierdie slap houding, hierdie
chalante houding van ek kan maak wat ek wil, want ek het vryheid van spraak. Maak het dood en Here maak die woord lewend binne in my. Dan sê hy iets baie belangriks. Die hele inhoud van die woord van God is waarheid. Hier die psalmdigter besluit geneem. Die hele inhoud van die woord, die Bybel, is waarheid. En al die geregtigheid, verordeninge is tot in ewigheid. Al die regverdige verordening is tot in ewigheid. As hierdie nie jou lewe verander nie, dan verstaan jy nie waarvoor het jy ja gesê nie. Dan verstaan jy nie wat die Bybel beteken nie, dan verstaan jy nie, en ek wil jou nooi vandag, ek wil by jou pleit vandag. Kom ons kyk met nuwe oë na die Bybel. Here, help. Help my en elke toehoorder en elke kyker en elke mens, elke liewe mens wat na hierdie woord luister, of het nou WhatsApp is, of Facebook, of YouTube, in die kerk, Here, maak ons bewus van die erns van die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God. Here, en laat dit elkeen van ons se lewe ingrypend verander, in Jesus naam. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Die Here seën u, die Here behoed en bewaar u. Dis my telefoonnommer, stuur my nou 'n WhatsApp. Sê vir my, ek glo dis die geskrewe woord van God. As ek tot vandag toe nie verander het nie, bid ek dat die Heilige Gees my verander, laat die bloed van Jesus my was. As jy sê, dis nie die geskrewe woord van God nie, stuur vir my hierdie teken. Ek sal jou nie lastig val nie. Ek het gedoen wat ek moes doen, ek het gesê wat ek moet sê. Baie dankie vir elke gebed, baie dankie vir finansiële bydrae, baie dankie vir elkeen wat hierdie woord aanstuur, en elkeen wat op Facebook en YouTube subscribe, like en aanstuur. Ek moet dit in Afrikaans, maar mense verstaan nie wat, hulle sê dit op al die programme. Like, subscribe en stuur aan. Knoop my tong. Baie dankie, baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is by Jesus as Liggemeente in Eastvale, Pastoor Roan Marie in Eastvale in Springs. Amen.